said and done, will I stand for my beliefs or will I turn around and run? Will let the whole world hear me say, I'm unashamed of the gospel of Jesus Christ and the truth that changed my life. For the name above all names, I'm unashamed, and I will live my faith out loud, take a stand and stand my ground for the one who took my shame. I'm unashamed. Daar sê, so die tieners kan vir ons uitbeweeg en dan gaan ons in die woord van die Here indelf vanoggend. So, wie van julle het 'n familietradisiekie by julle huise? Steek julle hand op. Wie het 'n familie, een of ander familietradisiekie? Ek gaan nie vra om dit te share nie, so jy kan net jou hand opsteek. Enige iemand, familietradisies? Ja, soos byvoorbeeld iemand wat die koffie maak, of iemand wat die koffie drink, of wat ook al, nee. Nou, ons het 'n familietradisie, ek sal nie regtig sê 'n familietradisie nie, ek het meer 'n familietradisie, en dit is so, elke Saterdag, of so gereeld soos daar Saterdag oop is, wat ek nie mense trou en voorbereiding, allerhande goed het om te doen nie, dan is dit nou tradisiekie van my, om plaatkoekies te bak, Saterdagoggend. So, my kinders is natuurlik baie lief daarvoor. Yes, hier's 'n fotootjie van hulle. Daar is nie myne nie, dis Willie se. So dit sien is choc chip, dis nie mama uit nie. So, hier's 'n fotootjie van die tradisiekie. So julle kan net die foto bietjie daarop hou nie. So dan kom ek nou Saterdagoggend, en gewoonlik hier van Donderdag af, dan sal ek nou vir die kinders sê, ek gaan plaatkoekies bak Saterdagoggend. Sê, oh yes, dit gaan lekker wees, en kan ons stroop kry, Nutella, en whatever mens opsit nie. Ja, sê ek. En so, ek weet nie, laas jaar, whenever, een of ander tyd toe, is ek weer Saterdagoggend besig om die plaatkoekies te bak, maak die beslag aan, die kinders kom daar aan, en hulle sit reeds aan die tafel, soos julle daar kan sien, en ek begin daar so die plaatkoekies bak, en van die eerste een af is dit 'n tremendous flop. Dit brand, en dit word nie deurgaar nie, so dit brand buite, en binne is dit rou, en ek gooi een na die ander weg. Jy weet, dit gewoonlik mos so 2 testers. So ek begin toe nou al van, ag nee, wat is maar altyd so 1 of 2, so net bietjie, hulle moet net bietjie met mekaar gesels, die pan en die beslag. Maar soos ek besig is om te bak, so is een na die ander 'n flop. En ek gooi dit weg, en ek gooi, nou so 2 of 3 wat gebrand is, wat ek eventueel in die bak sit en daar neersit. En hoe meer dit flop, hoe meer geïrriteerd raak ek met hierdie situasie. En ek dink by myself, hoekom gebeur dit? Dis dan dieselfde resep, is dieselfde beslag, is dieselfde stoof. Hoe kan dit gebeur? Hoekom flop hierdie goed? En ek sê vir julle, ek bak en elke een is 'n flop. En naderhand sê kinders soos, kan ons gaan speel? Ek is soos, nee, dit gaan nou regkom, okay? Moenie worry nie, it's gonna be okay. En hulle sit daar so op 'n stadium, julle besef ek, hierdie plaatkoekies is nie besig om te realiseer nie. Die deeg besluit ek is die groot culprit, ek smy dit in die drein af. Ek besluit ek gaan nuwe deeg aanmaak, ek maak die kaste oop, dis dan nie bestanddele genoeg vir dit nie. Ek 60 bestanddele in, en ek sê, nou gaan ons dit doen, en die kinders is soos, papa, dis regtig okay. Ons is nie, dis fine, ons hoef nie plaatkoekies te eet nie. Ek is soos, nee, ek wil dit doen, ek het gesê, daar gaan plaatkoekies wees, plaatkoekies sal daar wees. En ek spring weg, ek maak 'n nuwe beslag aan, ek maak die plaatkoekies, en daar is dit op dieselfde tempo, en ek dink, moet ek hierdie stoof salf, jy weet of wat gaan vandag in hierdie huis aan, nee. Ek dink nie salfolie met 'n warm plaat, dit gaan lekker gesels, nie. So ek dink soos, wat moet ons doen hierso, nee. En op 'n stadium te besef ek net, dit gaan nie werk nie, en ek sê vir my kinders, luister julle, ek is baie jammer, maar daar gaan nie plaatkoekies vandag wees, nie. Dit werk net nie uit nie, ek is geïrriteerd, ek is gefrustreerd, ek is teleurgesteld, ek is net nie meer in die zone vir hierdie nie. Kyk, ek is oor dit. So, al Kellogg's cornflakes uit, ek meen. Dus hulle soos, maar ons het klaar, die wat hier is, het ons klaar geëet. Hulle soos, dit was lekker gewees, sê hulle vir my. Die 3 gebrand, ek soos, dit was nie lekker nie, ek weet dit nie. En daarso besluit hulle toe nou maar om vir my te sê, papa, dis regtig okay, dis nie 'n probleem, ons het dit geëet wat hier was, don't worry about it. En my een kind sê vir my, papa is eintlik die enigste een wat gestres is hieroor. Almal het al aanbeweeg met iets anders in die huis. Ek is die enigste een wat hierdie ding wil maak werk nog daarso. En ek dink by myself toe ek oor hierdie situasie terugdink. Wow. Ek wens ek kon meer soos my kinders wees.
Ek wens ek kon hierdie situasie benader het soos hulle. Ek wens as ek teleurgesteld word of geïrriteerd is of gefrustreerd is as dinge nie uitwerk soos ek wil hê dit moet uitwerk nie of uitwerk soos ek gehoop het om uit te werk nie. Ek wens ek het meer so gesindheid gehad om te sê, dis okay. Kom ons gaan net aan. Hulle het verder gespeel. It's not a problem. Ek wens ek het so gesindheid gehad in my lewe. Want kan ek met julle eerlik wees vir 'n oomblik? Wil julle ek moet met julle eerlik wees? Ek dink so. Nou kom ek wees met julle eerlik oor myself. Ek raak nie net so met plaatkoekies nie. Ek raak met ander dinge in my lewe ook so wat nie uitwerk baie keer soos ek gehoop het dit gaan uitwerk nie. Ek raak met ander dinge in my lewe so wat my partykeer irriteer en frustreer en partykeer my diep teleurstel en net nie gaan soos ek gehoop het dit gaan nie. Dan het ek dieselfde zone waar ek ingaan as met die plaatkoekies, dan gaan ek in daai selfde zone in. En ek wonder of is hier dalk een van julle vandag wat hier sit wat met my kan relate. Ja, dankie vir daai hand, dankie vir daai eerlikheid. Hier's 'n hele klomp. Wow, dis amazing, nee. Ons moet net nie saam plaatkoekies bak nie, klink dit my nee. Maar verstaan julle, hier's dalk van ons wat kan relate en sê ek get it. Ek raak ook so. Hier's dalk iemand wat hier sit en sê, "O nee, ek raak glad nie so nie." Well, good for you. Ek's baie bly. Dis wonderlik. Ek weet definitief almal raak nie altyd so nie, maar kan ek vir julle sê ervaring en om 18 jaar in die bediening al te wees, het my een ding geleer en dit is almal raak dalk nie altyd so nie, maar almal van ons raak een of ander tyd so. Okay? Almal van ons is van tyd tot tyd is ons dalk so. En ek en jy beleef iets in ons lewe, omstandigheid, 'n situasie of iets wat ons irriteer of frustreer of teleurstel of seermaak of diep ongelukkig maak of nie uitwerk soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. En in daai oomblik skuif daar iets binne in jou. In daai oomblik gebeur daar iets binne in jou, nie waar nie? En dit is moeilik om dit te definieer. Toe ek nou gaan sit hiermee, toe dink ek, dit is vir my moeilik om dit te definieer. Hoe beskryf 'n mens hierdie? Dit is vir my moeilik om dit daai skuif wat 'n mens plaasvind om dit in woorde om te sit. Maar as ek 'n goeie poging gaan aanwend, dan dink ek sal sê, dit is amper iets soos dit voel asof daar ontwrigting in jou binneste plaasvind. Jy weet wanneer iets nie uitwerk soos jy gehoop het nie, wanneer jy teleurgesteld is, seer gemaak is, wanneer jy gefrustreerd is met situasies, omstandighede, weet jy, jy's ontwrig binne in jou. Dis asof jou siel binne jou ontwrig is. Dis as gevolg van jou siel wat dan ontwrig is hier binne in jou, wat jou vrede so bietjie laag begin raak en jou vreugde so bietjie min begin raak. En wanneer jy voel ek voel nie heeltemal soos myself in hierdie omstandigheid wat ek is en jy's meer geïrriteerd as wat jy gewoonweg is. Daar's klein goedjies wat jou upset, wat jou gewoonlik nie upset nie. Jy kyk na jou lewe en jy kom agter dat maar my reaksies op goeters in my lewe is disproporsioneel tot wat die aksies is wat my laat ontstel het in die eerste plek. Byvoorbeeld iemand vat 'n potlood en jy sê, "Wie vat my potlood?" Jy weet dis nie 'n proportionate reaksie daai nie. En jy kom agter ek het hierdie hele disproportionate reaksies die hele tyd op aksies wat plaasvind in my lewe. Dalk is jou interaksies met jou familie, jou mense by die huis, by die werk en selfs by die kerk bietjie af. Dis nie wat dit was nie. Want jy het hierdie ontwrigting in jou binneste. Jy het hierdie ontwrigting in jou siel wat veroorsaak is deur iets. En ons verskeie goed wat dit kan wees. Ek het 'n paar hier op die skerm vir jou vandag. Dalk is dit finansiële druk wat hierdie ontwrigting veroorsaak het. Dalk is dit jou huwelik. Kyk wat staan hier op die skerm. Daar's 'n paar. Ek gaan nie almal nou lees nie. Kan daar bo op die groter skerms ook sien. Daar's iets in jou lewe wat hierdie ontwrigting veroorsaak. Daar's iets in jou lewe wat hierdie skuif veroorsaak in jou binneste. Daar's iets wat maak dat jy ongelukkig, teleurgesteld, geïrriteerd voel. Jy voel, weet jy wat, ek ervaar hierdie omdat iets in my lewe nie uitgewerk het. Ek wonder wat is dit vir jou vandag? Dit was plaatkoekies in my lewe, maar dit was ook al baie meer as plaatkoekies in my lewe gewees. En dalk sien jy dit op die skerm vandag hierso en dalk sê maar dit wat my in daai spasie sit, Dawie, en my op die oomblik in daai spasie staan nie op die skerm nie. Dis iets anders. Okay, fair enough. Dis fine as dit dalk nie daarop staan nie. Maar wat ook al dit is, het waarskynlik agtergekom 'n middagslaapie maak dit nie meer reg nie. Het agtergekom my favourite Plato koffie maak dit nie meer reg nie. Selfs 'n kuier saam met my hartsmense. Selfs om kerk toe te kom of wat ook al maak dit nie meer reg nie.
hierdie ontwrigting in my siel gaan net nie weg nie. Daar's asof niks besig is om dit vir my uit te sorteer en my te help nie. En as dit jy is vandag wat hierdie beleef, dan wil ek vandag vir jou sê, jy mag dalk in die versoeking wees, as dit jy is, wat op hierdie plek is, of onlangs daar was, wel, as jy nou daar is nie, jy gaan definitief een of ander tyd daarin ook, maar dan wil ek vir jou sê, daar is iets wat dalk met jou kan gebeur, as jy daar is, en jy kan dalk in die versoeking val, jy mag dalk net in die versoeking beland, en daardie versoeking is uiteindelik om te glo, dat ek sal beter word, sodra my omstandighede beter raak. Ja, ek beleef hierdie ontwrigting, ja, ek beleef hierdie goed, maar weet jy wat? Sodra my omstandighede beter raak, glo ek sal beter raak. Ek dink as hierdie situasie improve of verander of wat ook al, gaan ek beter raak. En weer eens, dis 'n goeie redenasie, en ons almal het dalk al so gedink, en ek ook self, maar hier is die probleem met die. Wat as dit nie so vinnig beter raak soos jy hoop nie? Wat as dit 'n jaar vat? Wat as dit 10 jaar vat om beter te raak? Wat as dit nooit beter raak nie? Wat dan? Is jy regtig bereid om met daai ontwrigting in jou siel rond te loop vir 3 jaar, vir nog 5 jaar? Is jy regtig bereid om nog 10 jaar so aan te gaan? Is jy bereid om vir ewig so aan te gaan? Wel, tot dit tot einde kom op hierdie aarde. Is jy regtig bereid om dit so te doen? Is jy regtig bereid dat hierdie ontwrigting wat binne in jou siel is, dat dit hierdie toksiese en negatiewe impak het op jou lewe en op die mense in jou lewe, by jou werk, by jou huis, in jou menswees? Is jy regtig bereid om met dit saam te leef? En nog 'n vraag, wat as die Here eers iets in jou binneste wou doen, voordat hy enige iets buite doen? Wat as niks gaan verander, totdat die Here nie eers iets binne doen nie, voordat hy iets buite doen nie? So dis die vraag, hoe lank kan jy so aangaan? Nou gelukkig is dit waar die apostel Paulus in die prentjie inkom. En as jy in die kerk groot geword het, ken jy hom. As jy al 'n rukkie by hierdie kerk is, ken jy hom ook. Ek praat baie oor hom. Hy het 3/4 van die Nuwe Testament geskryf en hy is een van Jesus se eerste volgelinge gewees. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en sy hemelvaart plaasgevind het. En Paulus skryf 'n brief vir sy vriende, sy gemeente in 'n dorp met die naam Thessalonika. En ons sien, die brief wat hy skryf spreek presies hierdie tension, presies hierdie dinamika aan wat ons besig is om oor te praat volgens. Sy brief spreek dit aan. En dit sê net vir my een ding, dit sê, hierdie is nie 'n nuwe probleem nie. En dit sê ook vir my, hierdie is nie 'n nuwe antwoord wat hy vir ons gee nie. Antwoord is al 2000 jaar daar. So is nie 'n nuwe probleem nie, is nie 'n nuwe antwoord nie. So, wat ons gaan doen vandag, is ons gaan dan kyk na wat Paulus vir ons sê, en ons sien dit in 1 Tessalonisense hoofstuk 5. So julle is welkom om julle Bybels uit te haal en saam met my te lees. Dit sal great wees as julle Bybels saam met my kan lees. Bring asseblief julle hardkopie Bybel saam, en dan kan ons lekker saam lees, en dan kan jy notas maak, en onthou, terwyl ek praat, weet ek die Heilige Gees praat met jou ook. So ek weet die Heilige Gees spreek goed in jou hart, en jy wil daai nie mis nie. Ek kan nog my woorde mis, ek kan nog altyd vir die video link stuur, en jy kyk dit weer, maar jy wil nie mis wat die Heilige Gees vir jou sê oor wat ek sê nie. Ek is mos maar net die housepipe hierso. Hy is die lewende water, wat in jou lewe invloei in hierdie oomblik, nee. So kom jy dit moet neerskryf en so voorts. So wat hy dan doen hierso, is ons gaan na 3 verse kyk. Net 3 verse vandag. En dan gaan ek bietjie daaroor gesels met jou, en dan gaan ons klaarmaak, dan gaan ek jou laat gaan. So, as ons na hierdie 3 verse kyk, dan sien ons hierdie 3 verse wat hy vir ons gee, is basically 3 opdragte wat hy vir ons gee. 3 opdragte, 3 verse, 3 opdragte. En hy sê vir ons, as julle hierdie 3 opdragte in julle lewens kan implementeer, as jy hierdie 3 opdragte in jou lewens kan inbou, in ons lewens kan inbou, en 'n deel kan maak van ons lewens, dan gaan hierdie 3 opdragte soos medisyne vir jou siel word. Dit gaan die regte medisyne vir jou siel word, en dis ook ons tema vandag nie.
As jy hierdie 3 dinge in jou lewe kan inkorporeer en kan regkry op 'n daaglikse basis om 'n deel te maak van jou handel en wandel, gaan hierdie die medisyne wees waarna jy soek. Dit gaan die regte medisyne wees vir daai ontwrigting wat jy binne beleef, daai ongemak wat jy binne beleef, daai gevoelens wat jy binne beleef. En as jy miskien ook vandag hier sit en jy is nie 'n volgeling van Jesus nie, en jy wonder miskien dalk oor geloof, jy wonder dalk oor Jesus en jy dink, nou het ek vanoggend verkeerde oggend gekies om te kom, want nou gaan hy redelik vanoggend nou weer diep gaan in die Christelike dinge. Ek wil vir jou sê, ek dink nie jy het dit gewaste om vandag hier so te wees nie. Ek dink is regtig goeie dag om hier te wees, want ek dink selfs jy kan iets uit Paulus se woorde uitkry vandag. En jy hoef nie noodwendig op daai geestelike plek te wees om dit jou eie te maak of selfs net dit te oorweeg nie. So wat is hierdie woorde? Wat is hierdie 3 verse wat hy vir ons gee? Wat is hierdie regte medisyne wat hy vir ons gee, wat ons moet amper soos medisyne inneem en 'n deel maak van ons? Kom ons lees hom. Is julle gereed? So hier gaan hy. Wees altyd deur bly. Eerste vers. Tweede vers. Bid sonder ophou. Derde vers. Wees in alles dankbaar. En dan het hy 'n voegwoord daar, hoekom? Hy sê, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En hoe cool is dit dat hy die 3 opdragte vat en hy sit dit in 3 aparte verse. Dit is maklik om dit te memoriseer. Wees altyd bly, bid sonder ophou en wees in alles dankbaar. Dis wat hy sê, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. So, cool. 3 dinge, 3 verse, maklik om te memoriseer. Ek hoop van julle het hom sommer al klaar gememoriseer. Okay, ek hoop jy's daar so vandag. Maar wat vir my nog cooler is hy gee nie net die 3 dinge nie, hy gee nie net die regte medisyne nie, hy gee ook vir ons die why. Hy sê ook vir ons hoekom ons hierdie moet doen. Hy sê ook vir ons hoekom. En daar's die hoekom, want, wat is die hoekom hierso? Wat is die why? Hy sê, dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dit is die Here se wil. Dit is God se wil, dat wanneer jy onstuimig is in jou siel, dat wanneer jy hierdie dinge in jou binneste beleef, wanneer jy ontwrigting in jou binneste beleef, as gevolg van wat so omstandighede en nou op die skerm geïdentifiseer het, of dalk sommer net aan gedink het, dit is die Here se wil, dat jy hierdie medisyne sal inneem, dat jy hierdie medisyne wat uit hierdie 3 komponente bestaan, sal inneem in jou lewe, en op 'n daaglikse basis sal gebruik. Dat is die Here se wil, dat jy jou wil, en jou lewe align met sy wil. So dit is nie rarig, as jy Jesus volg, is dit nie rarig opsioneel nie. As jy Jesus volg, is dit nie rarig iets wat jy kan gaan oorweeg nie. Dit is eintlik pretty much 'n opdrag wat hy vir ons gee. Dit is die wil van God dat ons hierdie sal doen. So dis ook nog besluit het om daaroor te praat. Dan dink ek, wow, as dit die wil van God is, dan moet ons daaroor chat. As dit die wil van God is, dan is dit nodig vir elke gemeente en myself om dit te weet en daar volgens te bou. So wat ek wil doen dan vir die volgende paar minute is, ek wil letterlik hierdie 3 dinge vat en ek wil dit unpack. En ek wil met jou gesels oor wat dit presies vir my en vir jou beteken op 'n praktiese wyse. So wat is die eerste een wat hy noem? Wees altyd deur bly. Wat hy hierso sê is, wees altyd deur bly. Met ander woorde, kies blydskap. Maak nie saak in wat so omstandighede jy is nie, maak nie saak waarder jy gaan nie, kies blydskap. En ek weet jy's dalk nou besig om klaar pushback in jou gedagtes teenoor my te hê. Jy sê, okay Dawie, man, dit is makliker gesê as gedaan. Dit is 'n tall order om dit te doen, dit is nie so maklik nie. En ek weet jy vra dalk die vraag, ek het hom jy sê op die skerm gesit is, hoe kies ek blydskap as daar niks in my lewe is om oor bly te wees nie? Hoe kies ek blydskap as daar niks of min in my lewe is wat ek bly oor voel? As die meeste goed in my lewe nie vir my exciting is of my bly maak nie, hoe doen ek dit? Wel, weer eens, fair enough, ek verstaan dat jy dit vra. Ek het ook al hierdie vraag gevra. Maar voordat ons verder gaan, moet ek sê, moenie 'n fout maak met hierdie woord wat Paulus hierso gebruik nie. Moenie blydskap verwar met geluk nie. Daar's 'n groot verskil. Blydskap en geluk is nie dieselfde nie. Blydskap, vreugde wat ander vertalings gebruik en geluk of happiness is nie dieselfde ding nie. Daar's 'n massive verskil. Paulus gebruik nie die woord hierso, wees dan altyd deur gelukkig nie. Wees altyd deur happy nie. Dis nie die woord wat hierso gebruik word nie. Die woord wat hy gebruik is blydskap of vreugde en daar's 'n massive verskil. Wat is geluk of happiness? Dit is gekoppel
aan jou eksterne omstandighede. Dit is 'n emosie. Geluk is 'n emosie en is gekoppel aan die omstandighede wat in jou lewe is. Dit is gekoppel aan die eksterne faktore wat in jou lewe is. So as daar lekker goed in jou lewe is, nice eksterne omstandighede, dan is jy happy. Jy's gelukkig, nee. Jy voel happy en opgeruimd, want jou lewe is nice. Want daar's nice goed in jou lewe. En wanneer daar nie nice goed in jou lewe is nie, dan voel jy ongelukkig. Jy voel nie happy nie. So, geluk is 'n emosie en is gekoppel direk, is verbind direk aan die omstandighede in jou lewe en jy het nie regtig vreeslik veel van 'n keuse oor geluk nie. As dit nie goed gaan met jou nie, voel jy nie gelukkig nie, is ek reg? Natuurlik, jy voel nie reg nie, jy voel nie gelukkig nie. So dis half outomaties wat hierdie ding gebeur. Jy voel, en dis hoekom dit vir my moeilik is om te hoor, wees altyd deur bly. Maar weer eens, Paulus sê nie gelukkig nie, hy sê bly en geluk is nie dieselfde ding nie. Hy gebruik nie die woord geluk nie, hy gebruik die woord blydskap, of soos ek sê in ander vertalings, vreugde. Dis soos ek sê, geluk is 'n emosie en is gekoppel aan omstandighede. Wat is blydskap dan? As ons na hierdie woord kyk. Exactly. Is 'n keuse. En blydskap is nog iets. Blydskap is nie gekoppel aan jou eksterne omstandighede nie. Dit is nie gekoppel aan die omstandighede waarin jy is nie. Skus tog. Wat is blydskap? Dis 'n bril. Dis 'n perspektief waardeur jy kyk na jou lewe. Geluk, happiness is 'n emosie gekoppel aan omstandighede. Blydskap is 'n bril wat jy opsit. Soos Brenda sê, dis 'n keuse wat jy maak. Dis 'n perspektief wat jy aanneem, deur 'n keuse wat jy maak om na jou omstandighede te kyk. Het sy dit goed is of het sy dit sleg is? Jy kan daardie bril opsit. So blydskap is totaal anders as geluk. Dis nie wat hy sê nie. Hy gebruik nie die geluk hierson nie. So, wat sê Paulus vir ons hierso? Wees altyd deur bly, nie wees altyd deur gelukkig nie. Wat beteken dit presies vir ons? Dis belangrik om by daai betekenis uit te kom, is belangrik om te kyk na wat hy ook nie vir ons hier sê nie. So wat Paulus nie vir jou hierso sê nie, is hy sê nie vir ons hierso, wel maak asof jy gelukkig is nie. Weet jy wat, dit gaan nie eintlik goed met jou nie, ons baie goed in jou lewe wat nie goed gaan nie, so maak maar net of dit goed gaan met jou. Okay, is mos nou 'n Christen, so nee, dit gaan goed, hoor, nie fantasties, jy weet, daai tipe ding. Dis nie wat hy sê nie. Plak 'n smile op, fake it till you make it, gee maar net voor net. Gaan eintlik glad nie goed nie, maar ja, ek maak nou maar of dit goed gaan. Ek gaan in een of ander geestelike denial en ek druk my kop in die gat soos 'n volstruis en sê dit, wow, dit gaan goed nie. Happy, happy, happy. Dis waar dit gaan nie, soos 'n chappie. Soos 'n ou liedjie gewees ook nie. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus sê, as daar omstandighede, situasies, wat ook al jy nou op die bord geïdentifiseer het of nie, in jou lewe is, wat jou ongelukkig maak, en jy beleef hierdie emosie van ongelukkigheid, wat nie lekker is vir jou nie, wat jou in 'n spys het, wat jou geïrriteerd of gefrustreerd, of dit voel net vir jou, dit werk nie uit nie, en jy voel soos ek gevoel het met die plaatkoekies, en baie ander dinge in my lewe, dan sê Paulus vir jou, weet jy wat, uiteindelik gaan dit daaroor, dat jy eerlik moet wees. As jy nie gelukkig is nie, erken jy is nie gelukkig nie. Dit is wat dit is. Erken, ek beleef nie geluk op hierdie stadium in my lewe nie, nee. Moet dit nie ontken nie, moet dit nie sugarcoat nie, moenie maak asof dit nie daar is nie. Dit is daar. Maar in die middel van daai omstandighede, in die middel van daai ongelukkigheid of daai emosies of wat ook al jy beleef rondom dit, in die middel daarvan sê hy, kies die bril van blydskap. Kies die bril van blydskap. Kies om blydskap kies om jou omstandighede deur die perspektief van blydskap te sien en nie deur jou emosies geroel te word nie. Wat hy basically vir ons sê, as jy nou dit een sin wil hê, is jy kan regtig nie kies hoe jy voel nie en wat noodwendig met jou gebeur nie, maar jy kan altyd kies hoe jy daarna kyk. En jy kan altyd kies hoe jy daarop wil reageer. Dis wat hy sê. En ek weet, hier sit van ons wat ook vandag sê, weet jy wat, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Te sê, dit gaan nie goed met my nie, omstandighede, beleef hierdie emosies, die goed wat op die bord is, en om dan nou 'n bril van blydskap te kies en dit deur daai filter te sien. Hoe is dit moontlik om dit te doen? Kom ek sê jou wat ek dink. En dit is dat ek glo blydskap kan iets doen wat geluk nie kan doen nie. En weet jy wat is dit? Blydskap kan saam met ander emosies 'n kamer deel. Blydskap kan 'n goeie roommate wees. Met ander woorde,
Sien nou maar, hy is ongelukkig, dis 'n emosie, dan is dit net ongelukkig in die kamer. Daar's nie iets anders nie. Ongelukkigheid is soos neem als oor in die kamer. Maar geluk en waar ander emosies die kamer oorneem, is blydskap anders. Blydskap kan 'n kamer deel met enige emosie. Blydskap kan coexist saam met enige iets wat jy voel of beleef in jou lewe. Blydskap kan saam met vrees bestaan. Blydskap kan saam met ongelukkigheid bestaan. Blydskap kan saam met frustrasie en woede bestaan. Blydskap kan saam met hartseer bestaan. En dalk vra jy die vraag soos ek, hoe is dit moontlik? Hoe werk dit? Weet jy hoekom? Want blydskap is nie gekoppel aan jou omstandighede nie. Dit is gekoppel aan 'n persoon. Happiness is gekoppel aan jou omstandighede. Blydskap is gekoppel aan 'n persoon. Dis eintlik is blydskap nie geanker in jou drome, in jou ideale, in jou planne, in jou doelwitte, jou omstandighede of jou situasies nie. Blydskap is eintlik nie geanker in enige iets nie. Blydskap is geanker in iemand, 'n persoon. En daai persoon se naam is Jesus, die Seun van God. Hoekom is dit Jesus en nie enige ander persoon nie? Dis geanker in wie Jesus is in sy persoon. En wie is hy in sy persoon? Hy is die een wat afgedaal het en dood in die oë gekyk het en dood gewen het. Hy is die een wat in die doderyk afgedaal het en dood so aan die bors gegryp het en die derde dag gesê het, maak oop die hek van die doderyk. Ek bly nie langer hier nie. Jy is oorwin. Dit laat my altyd dink aan president Ronald Reagan van Amerika. Hy in 1989 met die val van die Berlynse muur, toe staan hy in Berlyn, toe praat hy met die kommissaris van die Sowjetunie, Mikhail Gorbachev, en hy sê vir hom die volgende woorde, Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Okay, en daar breek die Berlynse muur. Ek sien Jesus as die een wat doderyk so gevat het en sê, maak oop hierdie hekke, ek bly nie. Hier's geen rede vir julle om my te hou nie. Ek het nie persoonlike sonde nie. Ek is die vlekkelose lam van God. Ek het hulle sondes betaal. I'm moving out. En daai selfde Jesus het opgestaan. Ons vier dit letterlik oor 2 weke met opstanding Sondag hierso. Hy het uit die dood opgestaan en hy kom na my en jou toe en hy's die enigste een met die kapasiteit. Hy's die enigste een wat die vermoë het om voor jou te kom staan en jou te kan help en jou te kan toerus om bo omstandighede uit te styg, om deur omstandighede te kom, om deur die moeilikste van moeilikste te gaan en seëvierend, triomfantlik en oorwinnend aan die ander kant uit te kom. Hy's die enigste een wat dit kan doen. En dis waar blydskap vandaan kom. Dis geanker in hierdie God van my, who is willing and able. Want ek weet, hy is in staat om whatever ek face my deur te vat. Hy is in staat om my te help om deur te kom. Hy is in staat om my die superoorwinning te gee. Wat sê Paulus op 'n ander plek? Ons is dan meer as oorwinnaars, nê? Wat is meer as oorwinnaars? Dit beteken jy fight nie eens die fight self nie en jy kry die oorwinning. Kyk, dis so sê Akolisi se kind. Jy weet, hy het gewen, maar hy was nie eens op die veld gewees nie. Dis soos letterlik dit. Ek weet nie, het hy 'n kind nie. Maar anyway, enige Springbok speler se kind nie. So ja, dis waar dit gaan. Ons is meer as oorwinnaars. Die apostel Paulus sê vir ons, hy sê as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan is ons geloof nutteloos. Dan is alles wat ons hier doen sinneloos. Luister julle, dan kan ons maar Sondag iets anders gaan doen as hierdie. Is van julle wat sal sê, "Jee, ek is bly." Maar dan hoef ons regtig nie meer hierdie te doen. As hy net die dood opgestaan het en dan sal niks wat saak maak verder nie. Dan is daar geen waarborg dat jou omstandighede gaan uitwerk nie. Daar's geen waarborg dat jy deur dit gaan kom waarop jy die stadium in is nie. Daar's geen waarborg dat jy nie oorweldig gaan word nie. Daar's geen waarborg dat dinge vir jou gaan goed uitwerk nie. Geen. En dis 'n redelike hopelose storie. Mens kan redelik ongelukkig raak oor daai en die gevoel van ongelukkigheid entertain in jou binneste. Maar omdat hy die dood opgestaan het, kan jy blydskap hê, ongeag whatever jy deurgaan. Want is gekoppel in 'n persoon wat alles oorwin het. En as jy dood oorwin het, wat is dan nou vir hom verdere issue? As jy dood gewen het, wat kan jy nie wen nie?
Daar's niemand soos hy nie. En dis hoekom Paulus sê, wees altyd deur bly. So wat is blydskap dan? Ons blydskap is gesetel in 'n persoon. Ons bron van blydskap is 'n persoon. En dis uiteindelik is dit hierdie. Julle kan maar na die volgende een toe gaan daar. Blydskap is uiteindelik dit. 'n Diep, stil vertroue in ons Here Jesus. Dis 'n diep, stil vertroue in ons Here Jesus. Here, U het uit die dood opgestaan. U het bo grafdood en hel uitgestyg. U kan my verseker help om die bo my omstandighede uit te styg en deur dit te kom en vas te byt tot U my die superoorwinning gee in hierdie lewe of die volgende lewe. Dis waar dit ingesetel is. Wees altyd deur bly. Die tweede ding wat hy sê, en ek het langer by die eerste een stil gestaan, maar die tweede ding wat hy sê, wat medisyne vir jou ontwrigte siel gaan wees, is hierdie. Bid altyd deur. En ek wil net aan die begin dit vinnig clarify, en net noem hierso, dat hy praat nie, hy bedoel nie hierso bid soos 24/7 aanhoudend op jou knieë wees, 24/7 in jou binnekamer nie. Imagine jy met jou baas môre bel en dit vir hom sê. Ekskuus, die Here sê bid altyd deur, so ek gaan nie inkom ooit weer nie. Sodat ek met my binnekamer spandeer nie. Dis nie wat hy sê nie, dis nie presies waar dit gaan nie. So, dis nie as jy hierdie nie doen, die hele tyd bid 24/7 op jou knie is, dan doen jy hierdie verkeerd nie. Nee, dis nie waar dit gaan nie. So hy gebruik doelbewus oordrewe taal om sy punt te maak hierso. So, dis definitief nie letterlik nie, want as dit letterlik was, soos ek sê, was die meeste van ons in die moeilikheid gewees. Ek dink almal van ons was in die moeilikheid gewees. So wat sê hy hierso? Bid altyd deur. Wat beteken dit? Dit beteken uiteindelik net eenvoudig dit, as jy hierdie nie weet nie, en baie van ons weet hierdie. Dit beteken uiteindelik net dat jy gebed sal maak, deel van jou leefstyl sal maak. Dat jy gebed deel sal maak van jou daaglikse ritmes. Dat gebed deel sal word van jou geestelike mondering, dat gebed deel sal word van jou geestelike raamwerk. Dat gebed nie 'n ietsie is wat jy gaan doen, 'n event wat jy iewers doen nie, maar dat dit jou leefstyl sal wees. Dat dit deel van jou lewe en van jou ritme sal wees. Natuurlik moet daar 'n event wees, natuurlik moet jy gaan bid en jy moet tyd saam met die Here spandeer, dit is verseker so. Maar dis nie waar dit begin nie en dis nie waar dit stop nie, dis iets wat voortdurend deel moet wees van ons leefstyl. So ek wil vandag sê vir almal van julle wat claim dat jy Jesus volg. Almal van julle wat Jesus volg en weer eens as jy nie Jesus volgeling is nie, as jy kuier vandag, as jy nie 'n kerkmens regtig is nie, jy weet dan het jy seker geen mandaat om te bid. Jy hoef seker nie te bid nie, nê. So dit dalk bid jy nie, maar dis jou prerogatief. Dit is hoe jy dit wil doen. Dit is opsioneel vir jou. Maar as jy 'n volgeling van Jesus is, as jy claim om die Here te volg, dan wil ek met jou baie eerlik wees vandag en ek wil hierdie vraag vra. Hoe is dit dat ons Sondag na Sondag, week na week hier by mekaar kom en hier sit? En ons sing, ek het geluister wat Tanya nou gesê het, ons het gehoor hierso, ons sing oor God se almag. Ons sing oor God se grootheid, ons sing daaroor dat God willing en able is. Ons preek daaroor. Ons post daaroor, ons praat daaroor. Maar hoe is dit moontlik om so te werk terwyl hier van ons is wat baie van ons is wat vir dae in een nie bid nie. Al sing ons dit, al sê ons dit, al proclaim ons dit. Hoe is dit dat hier van ons is wat nie eens net vir dae in een nie, vir weke aan een, van ons selfs maande nooit met hierdie groot God praat nie. Nooit met hierdie groot God, jy glo hy so groot en so almagtig en hy kan enigiets doen, en jy praat net nooit met hom nie. Dis die vraag. Hoe is dit moontlik dat ons dit nie kan doen nie? So kan ek bietjie op jou tone trap en jou terselfdertyd 'n drukkie gee? Kan ek maar? Hier is die vraag. Is dit nie bietjie skynheilig nie? Is dit nie pretty skynheilig nie? Om hier te sing oor sy grootheid en te vertel oor en te post, maar jy bid nooit nie. Jy praat nie met die Here nie. Jy gaan nooit na hom toe in gebed nie. Ek dink is nie net bietjie nie, ek dink dit is nogals heavy skynheilig. En dalk is jy soos ek nie. Partykeer dink ek ook, Here, ek sal hierdie self uitfigure. Jy het mos my gesonde verstand gegee. Ek sal hierdie self uitfigure. Ek sal hierdie self wing. Ek sal dit hanteer, ek gaan hierdie doen en dan later in die ding in, dan sê ek soos Here, ek dink is nou tyd om hierdie equation in te bring. Die ding is besig om los te ruk, verkeerde rigting te gaan, hè. Dalk is van julle soos ek, somtyds in my lewe.
As dit jy is, wil ek hê jy moet hierdie weet. Dit is so belangrik om hierdie te weet, dat wanneer jy gebed deel maak van jou leefstyl, wanneer jy gebed begin deel maak van jou daaglikse ritmes, wanneer jy gebed deel maak van jou leef en handel en wandel, jy kom en jou gaan, jy sit en jou opstaan, wanneer jy dit doen, dan gebeur daar iets in jou hart. Wanneer jy kies dat gebed nie net die laaste uitweg op alles is nie, maar jou eerste reaksie op alles, dan verander jou lewe. Hoekom is gebed altyd ons laaste resort? Dit moet ons eerste reaksie wees, oor enigiets. Mense sê dalk vir my, ja, maar ek kan nie bid oor dit of dat nie. Luister, kan jy met jou pa praat oor enigiets? Natuurlik kan jy. My kinders kan met my praat oor enigiets. Hulle doen ook oor enigiets. Ek betek jy sit en dink, ek weet nie hoe hierdie regtig, hoekom moet ek hierdie weet nie. Maar jy kan met enigiets praat met jou pa. Dit moet ons eerste reaksie op alles wees. Nie ons laaste resort nie. En as jy dit gaan begin doen, dat gebed jou go-to place is, vir whatever in jou lewe face. As jou kar gaan staan sonder petrol. As jy opstaan, jy sien my vrou, jy weet daar's 'n weervoorspelling vir oggend, sy lyk gedeeltelik bewolk met donderbuie plek. Jy weet so tipe iets, dan sê, o Here, gee my asseblief groot genade en krag vandag, nie krag nie, maar groot genade, geduld, wysheid, whatever nie. Of jy sien jou man kom van die werk af en is weer, papa is vandag nie lekker nie. Wat behoor julle wat ek sê? Daar's nie off limit goed wat jy nie oor kan bid nie. Dit moet jou go-to place wees, ook op by gemeente. Verander die manier waarop jy leef. En wanneer jy hierdie doen, dan het dit 'n amazing effek op jou lewe. Daar's baie, maar ek het letterlik net 3 goed wat ek vir jou neergeskryf het. Die eerste ding wat dit doen het, die eerste effek wat 'n leefstyl van gebed op jou lewe, die medisyne wat dit vir jou siel gaan wees, is eerstens, dit bou afhanklikheid. Ons is so onafhanklik, en vir al die mans hierso, ons is so onafhanklik. Jy vra nie vir rigting nie, en ons is so bly vir Google Maps, want voor dit moes ons stop en vra vir rigting. Onthou julle die boeke, padboeke, die Greater Gauteng of PVV of whatever, dit was nag gewees, daai goed het nie altyd uitgewerk nie. Toe kom Garmin's en koördinate, en dit het ook nie altyd vir ons uitgebring waar ons wou wees nie. Dan sê jou vrou, vra net, stop by die total en hoor, nee, ons is onafhanklik. Ons is onafhanklik. Gebed maak jou afhanklik en sê, Here, my skouers is nie breed genoeg om hierdie te dra nie. Here, ek het nie die wysheid nie, ek het nie die kennis nie, ek het nie die know-how nie. Here, asseblief, ek is afhanklik van U. Lei my, guide my, help my asseblief, vertel vir my wat ek moet doen, wys my, maak die deure oop, kom praat met my Heilige Gees. Wat doen 'n gebed, 'n leefstyl van gebed? Die effek wat dit op jou het, is dit maak jou afhanklik van die Here. As jy nie bid nie, gaan jy nooit afhanklik wees van die Here nie, en dis kind of 'n probleem. Nommer 2, dit skep ruimte vir God om met jou te praat. Jy geweet, gebed staan op 2 bene, nee. En kommunikasie for that matter staan op 2 bene. Een deel is praat, en daarmee is ons baie goed. Lees net social media comments. Almal praat, okay. Maar die tweede deel van kommunikasie is luister. En baie van ons gebedslewe is net hierdie lys, hierdie shopping list wat ek aframmel vir die Here. Hierdie Google search. En die Here moet hierdie miljoen results vir my gee, nee. Uiteindelik is 'n leefstyl van gebed iets wat ruimte vir jou skep. Wanneer jy stadiger gaan, wanneer jy die briek bietjie trap en sê, Here, ek wil hoor wat U vir my wil sê oor my lewe, oor my situasie, oor waar ek is, dan daag die Here op 'n profound manier daarop. En as jy wegkom van al die geraas en die besigheid en die hysterie, dan praat die Here met jou. En hoe praat hy met jou? Gewoonlik nie deur 'n hoorbare stem nie. Hy kan dit doen, maar hy doen dit nie so nie. Hy praat met jou in jou hart, hy praat met jou deur indrukke wat hy in jou hart skep. Hy praat met jou deur jou so te nudge in die regte rigting. En dan in daai oomblikke kom hy en hy gee vir jou waarheid, die truth. Hy kom en hy gee vir jou leiding en wisdom en hy kom guide jou in 'n sekere rigting. Dit is die effek wat gebed op ons het. Dit gee jou tyd om na God te luister. So wanneer laas het jy na die Here geluister? Wanneer laas het jy vir die Here gesê, praat met my, nie net jy met hom gepraat oor alles nie? Ek wonder. Wanneer laas het jy regtig gaan sê, Here, ek skep spasie, kom praat met my. Ek wil luister, ek wil U waarheid hoor. Jesaja skryf 'n vers, hy sê, U sal vir my wys dinge wat te groot en onbegryplik is vir my om te verstaan. Here sê, ek wil daai goed vir jou kom oopbreek daarso. Derde ding wat dit doen, is dit kom reset jou siel. Wanneer jy 'n leefstyl van gebed het, reset dit jou. En alle elektroniese goedjies het mos maar 'n bietjie reset nodig elke dan en wanneer.
Dink aan jou wifi router. Dink meeste van ons het wifi. En dalk gaan van ons dit vanmiddag beleef nou as ons terugkom by die huis, nee. Maar dan kom jy op daai wifi in en dan sien jy daai circle of death is besig om so te draai en die ding hang en hy's nie lekker nie en jy bel jou vriende in en jy sê luister het julle wifi ook probleem. Nee, dit loop so stroop hier by ons. Dan sê ag nee, jy weet ons wifi het nou weer 'n issue. En dan bel jy die mense nou 'n halfuur aan en dan sê hulle vir jou, "O, jy het 'n halfuur aangehou sodat ek vir jou kan sê sit die plug af vir 10 minute." So dan sit jy die ding af en sê jy moet 'n hard reset doen. Sit die ding af of trek die ding uit of whatever, nee. En dan magically kom hy weer reg. Vir die wat dit nie geweet het nie, dis gratis bonus materiaal vandag vir jou, nee. Dis hoe dit werk. So try dit dalk as jy by die huis kom. Nie ding gooi nie. Toe nie skop nie. Nou ons moet ook partykeer nie 'n harde reset nie, maar 'n hard reset hê. En wanneer jy tyd vat en die Here soek en altyd deur bid, dan daag die Here op en hy kom reset jou en hy help met jou siel om so 'n bietjie weer op te catch met jou lyf en met die besige skedule waarin jy is. En hy help jou om net weer te regroup en net te herkalibreer en net sy gedagtes te hoor vir jou, net weer te realign met sy wil en sy plan vir jou lewe. Dis hoekom dit so crucial is. Voor ek oor die laaste een praat, wil ek vir jou vra, is God regtig dan so groot is soos ons sing hy is, soos ons post hy is en soos ons sê hy is? Hoekom bid ons nie meer nie? Hoekom is gebed nie ons eerste reaksie nie, maar ons laaste uitweg? Hoekom? En Agape gemeente, ek wil vandag met julle as julle pastor praat dat vir julle baie lief is en vir julle omgee. Hierdie is iets in ons gemeente wat ons gaan moet vasvat. Dit werk nie soos dit moet werk nie. Ons het nodig om altyd deur te begin bid. Ons het nodig om in ons privaat tye tyd alleen met die Here te spandeer. Meer daarvan as wat ons doen. En die duiwel gaan altyd reg kry om jou alles te laat doen, behalwe bid. Jy gaan by alles uitkom, behalwe gebed. Het jy dit al agtergekom? Jy kom gewoonlik by alles uit, net nie gebed nie. Dat die Here ons as 'n gemeente sal help om ons privaat tyd saam met hom, ons tyd alleen met hom, dat ons sal begin bid. Dat ons sal begin omsoek. Dat ons sal sê, Here, ek wil bid, ek wil met U praat, ek wil luister wat U vir ons sê. Dat ons sal bid vir siele om tot bekering te kom, gered te word. Dat ons sal bid vir life change om te gebeur, maar nie net by jou huis nie, julle, dat ons by mekaar sal kom en hier kom bid, die Sondagoggend 'n geleentheid vir ons om te kom saam bid. Elke Sondagoggend. Gemeente soos ons en dan daagie 3 mense op. Partykeer 2 mense. Ek voel nie dit is reg nie. Ek voel nie dis hoe die Here dit wil hê nie. Ek voel ons moet begin erns maak met gebed. Imagine dat ons 'n gebedsbyeenkoms kan begin skuif van die kapel af hiernatoe. Dat ons 100, 200 mense voor die diens hier kom bid. Dis belangrik. En dan sê jy maar ek het nie tyd nie, wel jy gaan moet begin tyd maak. Gaan jou prioriteite moet begin regkry. Ja, maar ek hou nie daarvan om voor mense te bid nie en ek weet nie om te bid nie en ek bid nie mooi nie of whatever dit mag wees. Weet jy wat, jy hoef nie voor, jy kan net daar kom sit en op jou eie bid en vir die gebedsspan sê ek wil nie nou al bid voor mense nie, ek gaan net hier kom sit en bid. Bid vir my wat die boodskap bring. Bid vir mense om mense te nooi om kerk toe te kom. Bid vir weerstand om af te breek. Bid vir siele om gered te word, by die Here uit te kom. Hierdie ding is in ons gemeente nie waar hy moet wees nie. As jy 'n besoeker is vandag, en as jy eerste keer hier is, ek praat nie nou met jou nie, hierdie het niks met jou te doen. Hierdie is met die Agape familie wat ek praat. Die Here het op my hart gedruk as julle pastor om vir julle te sê, hy is nie tevrede met dit nie. Ons gaan moet erns maak met gebed. Ons gaan moet begin bid as 'n gemeente, koöperatief. Ons gaan moet begin bid by ons huis, maar jy gaan nooit eers hier kom bid as jy nie by jou huis bid nie. Ons moet bid by ons huise, ons moet die Here soek, tyd alleen saam met God, bid altyd deur, en dis hoekom jou lewe dalk is waar jy is. Want gebed is medisyne, en die regte medisyne vir jou siel. So dankie dat ek op jou tone kon trap en jou drukkie kon gee. Laaste ene sê hy, wees in alle omstandighede dankbaar. Wees in alle omstandighede dankbaar. Is dit nie amazing nie? Hierdie is so belangrik. Hierdie is nie net naïewe optimisme nie. Hierdie is nie net The Power of Positive Thinking van Norman Vincent Peale wat daai boek geskryf het nie, dit is glad nie dit nie. Hierdie is amper wees soos die eerste een. Hierdie is 'n bril. Hierdie is 'n perspektief waardeur jy kyk na jou lewe, perspektief of 'n bril van dankbaarheid. So dankbaarheid gaan nie noodwendig jou lewe verander of enigiets in jou lewe verander nie.
Al wat dankbaarheid gaan doen is, dankbaarheid gaan jou help om jou lewe anders te sien. En die omstandighede in jou lewe anders te sien. En wanneer ek en jy leer om met 'n attitude of gratitude te begin lewe, dankbaar te wees, en die bril van dankbaarheid op te sit, al gaan dit hoe sleg in jou lewe, of weet jy wat so omstandighede ook al in jou lewe, dan gebeur daar 'n paar goed. Die eerste ding wat gebeur is, dit verander die rigting van jou hart. Wil jy jou rigting van jou hart verander hê? Raak meer dankbaar. Dit vat jou van jaloesie na seën. Dit vat jou van onvergenoegdheid na vergenoegdheid. Dit vat jou van 'n harde hart na 'n sagte hart. Dit vat jou van judgment af na blessing toe, wat ook al. Dankbaarheid verander die rigting van jou hart. En dis dalk die terapie, dis die medisyne wat jou siel nodig het, is om meer dankbaar te begin raak oor waar jy is en wat jy het. Want wanneer jy fokus is op wat jy het en wie jy is en hoe ver jy gekom het, dan is jou fokus nie op wat jy nie het en wie jy nie is en waar jy nie is nie. Wanneer ek en jy dankbaar is, dan raak ons meer tevrede met waar ons is en minder ontevrede met waar ons nie is nie. En wat dankbaarheid ook doen is, dankbaarheid vat daai aptyd in ons lewe weg. Daai aptyd na meer en meer en meer, groter, beter, beste. Daai aptyd na die oortreffende trap. Daai ongesonde aptyd in jou lewe wat nooit versadig is nie, wat nooit vervul word nie. Dankbaarheid vat daai aptyd uit jou lewe uit weg. Hy kom veg daai aptyd te, hy kom neutraliseer daai aptyd in ons lewens. En wat doen hy? Hy help ons om die goeie in ons lewens raak te sien. En hy help ons om die goeie in ons lewens te waardeer. En weet jy wat gebeur? Weet julle wat gebeur as jy mense en dinge in jou lewe begin waardeer? Dit wat jy waardeer, kry groter waarde in jou lewe. Het jy al gesien? As jy iets meer waardeer, meer waarde aan dit heg, dan word dit groter, die waarde. Jy kry groter waarde. So meer jy waardeer, hoe groter waarde kry dit in jou lewe. As jou vrou meer waardeer, dan kry sy groter waarde in jou lewe. As jou kinders meer waardeer, dan is daar groter waarde wat hulle vir jou het, En groter waarde kom net as ons groter dankbaarheid in ons lewe het. So dit verander die rigting van jou hart. Tweede ding wat dankbaarheid doen, is dankbaarheid verander van ek moet na ek kan. Verander van ek moet iets doen, na ek kan iets doen. Wie van julle almal moet iets doen? Steek gou julle hande op. Ja, almal moet iets doen. Jy moet iets doen by die werk, jy moet iets doen by die huis, jy moet iets doen in jou huwelik, jy moet iets doen, jy moet iets doen. En op 'n stadium voel mense dit voel soos 'n las om al hierdie goed te moet doen. Maar wat dankbaarheid doen is dit beweeg die hele ding van ek moet dit doen na ek kan dit doen. As jy 'n dankbaarheidsperspektief in jou lewe kry, in die bril van dankbaarheid, dan sê jy, weet jy wat, ek moet werk toe gaan en dan skuif dit skielik nou, weet jy wat, ek het die voorreg om vir my gesin te kan voorsien. Ek moet tyd met my vrou spandeer, nou weet jy wat, ek het tyd om met my vrou te connect. Ek moet nou alweer kos maak vir almal vanaand, wat ek so moeg is voor na 30 jaar. Ek het die voorreg om my familie te serve. Ek moet my kinders gaan bad en in die bed sit en Bybel lees. Nee, ek het die voorreg om tyd saam met my kinders te kan spandeer. Dankbaarheid beweeg jou van ek moet iets doen, na ek het die voorreg om iets te kan doen. Party van ons lei dalk 'n klein groep in die gemeente. Jy sê wel, net hierdie week dink ek, nou moet ek alweer saam met my mense gaan sit Woensdag aand en alweer les kry of alweer iets op gaan bid voor of wat ook al nie. As dankbaarheid jou perspektief is en dit skuif, dan sê weet jy wat, ek het die geleentheid om vir hierdie mense te wees wat iemand nooit vir my was nie. Ek kan hulle geestelik help en lei en geestelik vir hulle voorsien. Of dalk ry jy werk toe in hierdie week wat verby is en jy sê ek haat my werk en ek haat dit om hierdie te doen. Dankbaarheid verander dit en sê weet jy wat, jy het 'n geleentheid om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Jy het werk. Waar miljoene mense in die wêreld dit nie het nie. Dankbaarheid verander 'n las en 'n voorreg. En wanneer ek en jy doelbewus stadiger gaan, wanneer ek en jy doelbewus besig is om die Here te volg in dankbaarheid, dan kom verander hy die perspektief in ons lewens. En dis die laaste ene is, dankbaarheid verander vrees in geloof. Almal van ons wat hier sit het te vrees. Almal van ons het te vrees vir iets. Die toekoms, petrolpryse wat ons nou hoor, R50 'n liter gaan wees, of wat ook al dit mag wees nie. Almal van ons het een of ander vrees in ons lewe. Maar dankbaarheid help jou om daai vrees in die oë te kyk en te sê, kom ek vat net 'n oomblik en staan stil. Kom ek kyk net vir 'n oomblik bietjie terug. Kom ek kyk na alles wat die Here vir my gedoen het. Kom ek kyk in die verlede
deur alles wat die Here my gedra het. Hoeveel keer die Here opgedaag het, hoeveel keer hy daar was, hoeveel keer het jy al gedink, ek gaan nooit hier deurkom nie, ek gaan nooit weer opstaan nie, we're never gonna make it. You're still here. Hoeveel keer het ons dit nie gedink nie, nee. En wanneer ek en jy terugdink daaraan, in dankbaarheid oor hoe die Here my deurgedra het, selfs al het hy nie die omstandighede verander soos ek gehoop het nie, maar my net deur het gedra. Wanneer ek in dankbaarheid terugdink, dan gaan daai vrees weg en geloof neem oor. En ek sê, wel, weet jy wat, as die Here dit in die verlede gedoen het, dan kan hy dit mos nou weer doen. As hy dit 1 keer gedoen het, kan hy 2 keer doen, nie waar nie. As hy die dood oorwin het, kan hy my help om hierdie ook te oorwin in my lewe. En skielik verander daardie dankbaarheid, vrees en geloof. So ek sluit af en ek sê vandag vir jou dat ek weet hier sit mense wat onstuimig in jou binneste voel. Ek weet hier sit mense wat ontwrig is in jou siel. Ek weet hier sit mense wat teleurgesteld, ontnigter, gefrustreerd, geïrriteerd, wat ook al dit mag wees, voel oor jou lewe. Dit het jou siel geskuif. Jy is vanoggend nie jouself nie. Jy is nie jouself in jou interaksies met mense nie. Jy is op hierdie stadium nie besig om te wees wie jy glo jy kan wees nie. Maar ek wil hê jy moet vandag vir my hoor, as dit jy is. Die Here wil nie hê jy moet so leef nie. Die Here wil nie hê jy moet so leef nie. Die Here wil vir jou die regte medisyne kom gee vir daai sielskondisie waarin jy is. En dit bestaan uit hierdie 3 dinge wat ons oor gepraat het. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar. En jy sal sien hoe daai medisyne vir jou siel en jou lewe gaan inkom en jy gaan ervaar hoe meer hierdie deel maak van jou lewe, hoe meer hierdie mens inneem wat hy gegee het, want dit is sy wil dat jy dit doen, gaan jy ervaar hoe daar genesing kom en hoe daar 'n shift na die ander kant toe gaan waar dit beter begin gaan. En ek wil jou vandag huis toe stuur met 2 huiswerkopdragte. Kan ek dit doen? Ek gaan in anyway. Nommer 1 is memoriseer asseblief hierdie vers. Ek dink is net iets soos 10 woorde. Memoriseer hom. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar. Kom ons tel hulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 woorde. Wil jy nie hierdie vers memoriseer nie? En vir die Here sê, Here, hierdie is die beste medisyne wat ek kan kry vir waar ek is. En dan tweedens wil ek vir jou 'n challenge gee. Ek noem dit die 1, 2, 3 challenge. Weereens, jy het dit al gehoor, die 1006 strategie. Ek is altyd met sulke goed besig. So die 1, 2, 3 challenge is dit. 1. Wees vir een ding dankbaar hierdie week. Wat is die een ding waarvoor jy dankbaar is in jou lewe? Of waarvoor jy bly is in jou lewe? Wat is daai een ding? Dis die vraag wat ek wil vra vandag. Of wat is die een ding wat jou blydskap wegneem? Wat is die een ding wat jou blydskap gee? Wat is die een ding wat jou blydskap steel? En as hulle saam jou hier sit vandag, moenie na hulle wys nie, asseblief nie. So wat is die een ding wat jou blydskap steel in jou lewe? Skryf dit neer, identifiseer dit. Okay? Nommer 2. Wat is die 2 dinge waarvoor jy moet begin bid elke dag van jou lewe van vandag af vorentoe? Kan ek vir jou een van hulle gee? Sal jy asseblief bid dat die Here mense se siele sal red en tot bekering sal laat kom? So wat is die 2 goed wat jy van vandag af moet bid voor? En nommer 3, wat is die 3 dinge waarvoor jy moet dankbaar wees in jou lewe? Wat is die 3 dinge waarvoor jy moet dankbaar wees in jou lewe en voor moet dankie sê? Gaan skryf dit neer. Volg dit asseblief in gebed elke dag op. So, wat is die een ding wat jou blydskap gee of steel? Sê vir die Here dankie daarvoor of sorg daar uit in die lewe. Wat is die 2 dinge waarvoor jy moet begin bid van vandag af? Wat is die 3 dinge waarvoor jy dankbaar moet wees? En ek glo as ons hierdie goed gaan begin doen, net hierdie week wat kom, dan gaan ons hierdie medisyne begin inkry wat die Here vir ons gegee het en dit gaan in ons siele verskil begin maak. So kom Paulus dit vir ons gesê het. En jy gaan vind hoe dinge in jou lewe weer begin regroup en by mekaar kom. Kom ek bid vir jou. Here, dankie vir u kosbare woord. Dankie Here dat ons die geleentheid het om vandag te kon hoor wat die beste medisyne is vir 'n ontwrigte siel. En Here, die plaatkoekie storie is eintlik maar baie elementaries van ons wat met baie erger goed deel, wat ons laat skuif het binne.
En vandag voel ons nie onsself nie en niks is eintlik soos wat ons wil hê in ons lewe nie. Ek bid Here dat U vir ons sal help om hierdie beste medisyne in te neem, Here. Paulus se plan te implementeer in ons lewens, Here. Al is dit net hierdie 1, 2, 3 challenge. Help ons asseblief, Here Jesus, om bly te wees in wat ook al ons mag wees, blydskap te kies, Here. Dis gekoppel in wie U is, Here. Help ons asseblief, Vader, dat ons altyd deur sal bid. Want dit het so 'n major effek op ons lewens. En help ons, Here Jesus, om dankbaar te wees in alles. Ons is nie dankbaar vir dit wat gebeur het nie, ons is dankbaar in dit wat gebeur het. En soos ons hierdie doen, Here, soos ons U Heilige Gees ons help om hierdie te implementeer, Here, vra ons dat U ons sal help om te sien hoe genesing kom, hoe hierdie medisyne vir ons siel verander, hoe dit ons shift, hoe dit ons verhoudings restore, ons huwelik, hoe dit ons angstigheid en vrees en spanning wegvat, hoe dit ons geloof terugbring. En ons help Here Jesus om te regroup en te herkalibreer en U plan vir ons lewens uit te leef. Ek bid vir elkeen vandag dat ons hierdie regte medisyne sal vat, die vir ons gegee het. En dit sal implementeer en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê saam met my. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. En as jy gebed nodig het, Charlene is hier, Pieter van der Walt is hier, is van ons gebedsouens hier voor, asseblief kom bid saam met hulle. En ons sal graag vir jou wil help. Mag die Here jou bless. En mag jy 'n fantastiese week hê.